In die donker dae van slawerny in Egipte, waar die Israeliete swaar onderdruk is, het 'n Hebreëse man uit die stam van Levi met 'n vrou van dieselfde stam getrou. Hulle het 'n seentjie gekry, en toe die moeder hom sien, het sy besef hierdie kind is besonders. Sy het hom 3 maande lank weggesteek. Maar hoe lank kon sy hom nog beskerm teen Farao se bevel dat al die Hebreëse seentjies in die Nyl gegooi moet word? Met 'n swaar hart en 'n plan vol geloof het sy 'n mandjie van papirus geneem, dit met teer en pik verseël sodat dit waterdig is, en haar baba daarin gelê. Sag het sy die mandjie tussen die riete langs die oewer van die Nyl geplaas. Sy suster Miriam het op 'n afstand gestaan en hom dophou waar hy in die mandjie dryf. Toe gebeur iets buitengewoons. Die dogter van Farao het daardie oggend afgedaal na die rivier om te bad. Sy het die mandjie tussen die riete gesien en een van haar slavinne gestuur om dit te gaan haal. Toe sy die mandjie oopmaak, het die baba begin huil. Haar hart het sag geword. Sy het geweet dit is een van die Hebreëse kindertjies, maar tog het sy hom jammer gekry. Op daardie oomblik het Miriam nader gestap. "Moet ek 'n Hebreëse vrou gaan roep om die baba vir u te verpleeg?" vra sy vinnig. Farao se dogter het ingestem, en sonder dat sy dit geweet het, is Moses se eie moeder geroep om haar seun te versorg. "Neem hierdie kind en versorg hom. Ek sal jou betaal," het die prinses gesê. Toe die seentjie groot genoeg was, is hy teruggebring na Farao se paleis. Die prinses het hom as haar eie seun aangeneem en hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom uit die water getrek. Jare het verbygegaan. Moses het groot geword in die koninklike paleis, maar sy hart het altyd na sy volk uitgereik. Eendag het hy gaan kyk hoe hulle werk, en hy het gesien hoe 'n Egiptiese man 'n Hebreëse slaaf mishandel, en woede het in hom opgevlam. Hy het rondgekyk, en toe hy niemand sien nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan en gesien hoe 2 Hebreëse manne beklei. Hy het probeer vrede maak, maar een het hom verkwalik, "Wie het jou as ons leier en regter aangestel? Wil jy my ook doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het?" Moses het bang geword. Die waarheid was uit. Toe Farao daarvan hoor, het hy Moses probeer doodmaak. Moses het gevlug, ver weg, tot in die land Midian. In Midian het Moses by 'n put gaan sit om uit te rus. Daar het hy 7 dogters van die priester van Midian, Jethro, ontmoet. Hulle is deur herders weggejaag toe hulle hul skape wou laat drink, maar Moses het opgestaan, hulle beskerm en gehelp om hul vee te laat drink. Jethro het Moses genooi om by hulle te bly. Later het hy een van Jethro se dogters, Sipora, as vrou geneem en hulle het 'n seun gehad wat hy Gersom genoem het.